Reg, so hierso is vraag 1 van vraestel 2 van Junie 2016. Ek gaan weer eens vraag vir vraag deur hierdie somme werk en ek het nie te veel voorbereiding gedoen nie, want ek wil hê jy moet sien hoe word dit uitgewerk. Reg. So hierdie gaan ek nou sommer nie op my witbord doen nie, maar dit op hierdie papier doen, want ek het nou 'n antwoordstel. Wat ek al bietjie op gewerk het en uitgevee het, so jy sal so rofweg daardie kumulatiewe frekwensie grafiek al sien. Reg, so hulle sê by vraag 1, 'n bloemistewinkel hou rekord van die afstand wat hulle afleweringswa daagliks afgelê het in die maand van September. Nou, die onderstaande tabel toon hierdie uitkomste. En goed, hierso is nou die tabel. Dit beteken nou maar net daar's 5 ritte gewees wat tussen 0 en 5 km is. Daar is 41 ritte wat tussen 5 en 10 km is. En ons nou 77 ritte tussen 10 en 15 km ensovoorts. Reg. En dan sê hulle nou vir 1.1 voltooi die tabel op die diagramvel in die antwoordboek. Reg, so kom ons voltooi die tabel. Eers soek hulle die middelpunte, dis nou nie vreeslik moeilik nie, ek gaan maar net hierdie 2 bymekaar tel, 0 plus 5 is 5, en dan deel ek dit deur 2. Jy is welkom om dit met jou sakrekenaar te doen. En 5 plus 10 is 15, gedeel deur 2 is 7,5, 12,5, 17,5. Jy kan nou maar die middelpunte regtig gaan uitwerk met 'n sakrekenaar as jy wil. En hoe jy dit gaan doen is, jy gaan nou maar net daai 2 punte bymekaar tel en dan deel jy hulle deur 2, reg. Dis vreeslik maklik. En die kumulatiewe frekwensie is ook gewoonlik nie te moeilik nie. Kom ons kyk of ons net hierdie so bietjie helderder kan maak, dat julle dalk kan sien op die sakrekenaartjie se skermpie. Reg. Okay. Goed, so ek gaan nou vir daai gaan ek my frekwensie is 5 en dan my kumulatiewe frekwensie tel ek maar net elke keer hierdie frekwensie by. So ek gaan sê plus 41 is dan nou 46 en dan plus 77, so ek hou daai antwoord op my skerm en ek tel net by, dan kry ek 1, 2, 3 en dan by dit gaan tel ek 58 en dis 181 en dan tel ek by 39 en ek tel by 17 en ek tel by 3. Reg. So, en die laaste punt van jou kumulatiewe frekwensie is dan ook hoeveel, as jy al hierdie frekwensies bymekaar tel en hier so 'n kolom totaal kry, so hoeveel ritte jy gery het in September, hierdie behoort ooreen te stem met daai. Reg. Dan nou vir vraag 1.2. Kom ons kyk ook net of ons hierdie gespringery kan stop. Ekskuus julle. Reg. Vir vraag 1.2 sê hulle teken 'n kumulatiewe frekwensie kromme van bogenoemde data op die diagramvel wat in jou antwoordboek voorsien word. Kumulatiewe frekwensie kromme het ek nou al hier redelik bietjie getrek. Maar vir die kumulatiewe frekwensie kromme gaan jy hierdie eindpunte 15, 15, 20 gaan aandui saam met jou kumulatiewe frekwensie. So by 5 km maak ek 5, by 10 km maak ek 46, by 15 maak ek 123, ensovoorts. So ek gaan nou by al daai eindpunte daai aanteken. Dit het ek nou klaar al vluggies hier gedoen. En dan ook belangrik, by die beginpunt van jou eerste interval, gaan trek jy 0, so by wat ook al daar staan, in hierdie geval is dit nou 0, moet ek ook op die x-as net 'n kolletjie gaan maak. Reg, so daar het ek my kolletjies, en dan moet jy asseblief 'n vrye handtekening van hierdie maak,
en nie hulle in die hol vat en die kolletjies verbind nie, asseblief. Reg. So ek gaan 'n vryhandtekening maak en dit hoef nou nie Picasso-style te wees nie, dit kan maar regtig net solank mens kan sien, okay, pragtig, die grafiek loop so deur daai kolletjies. So akkuraat as wat jy kan, maar ons is nou nie almal kunststudente in die wiskundeklas nie. En dit is okay. Reg. Dit help partykeer as jy kurwe probeer trek om hom so met sulke kort streepietjies te trek. En dan kom hy nou so bietjie smudgy uit, maar dit is ook nie 'n krisis nie. Reg, so daarso is my kumulatiewe frekwensie grafiek. En nou sê hulle vir 1.3, en hierdie is bietjie 'n snaakse vraag vir my. In my opinie is hierdie bietjie dubbelsinnig. Hulle sê hoeveel kilometers sal die afleweringswa bokant 75% af lê. Hoeveel kilometers sal hy bokant 75%? Nou weet jy hopelik dat op die ogief of die kumulatiewe frekwensiegrafiek as my maksimum 240 is, by die helfte van 240, 120 daarso, kom my mediaan voor. En dan by die kwarte, so as 240 gedeel deur 4, is 60. So by 60 het ek 'n kwartiel en dan nou op 60 verder is 120 wat my mediaan is en nog 60 verder is 180 wat dan nou my derde kwartiel is. Reg, my boonste kwartiel en my onderste kwartiel. En as hulle sê 75%, dan wil hulle weet hierdie stukkie bo die boonste kwartiel, reg. Maar nou vra hulle hoeveel kilometers word afgelê bokant dit, wat nou vir my bietjie omver gooi. Reg. En dis dalk veiliger om hierdie met hulle in die holtjie te gaan trek. 180, ek dink hierdie kwartiel is eintlik 'n bietjie hoog. Kom ons maak hom so klein bietjie af. 180, ekskuus, gaan eintlik omtrent daar lê. Dis kwartiel 3. So daarso, as ek dan van daar af 'n lyn trek na my kurwe toe en daai lyn laat sak, op my lyn, dan kry ek nou ongeveer 15, 16, 17, 18, sou ek sê, kilometer, wat dan nou beteken die maksimum kilometers afgelê. Kom ons sê net my kwartiel 3 kom voor waar die kumulatiewe frekwensie 180 is. Kan ek nou nie spel nie, regtig. Kom voor waar die kumulatiewe frekwensie 180 is, en dit bedoel dan, dis so ongeveer 18 kilometer. En aangesien die maksimum 35 is, so bo dit is 35 minus 18, is 17, so plus minus 17 kilometer wat bo daai 18 kilometer lê tot by my maksimum, reg. En dit is dan nou as hulle sê, hoeveel kilometer sal die afleweringswa bokant 75% aflê, neem ek aan dis dit. Maar ek weet nou nie of hulle nou wou gehad het, jy moes eintlik gaan uitwerk met jou middelpunte, soos daar 60 van hulle wat daar lê, so dan is daar nou 3 wat ongeveer 32, 3 ritte wat so 32,5
kilometer per rit is, plus dan nou 17 ritte wat so 27 kilometer en 'n half, plus dan nou nog, ek weet nie of hulle dit wou gehad het nie. Omdat hierdie vraag vir my dubbelsinnig is, as ek nou hierdie vraag in die eksamen beantwoord het, sou ek dit alternatiewelik net hieronder ook geskryf het, dat 3 maal 32,5 plus 12 ritte, of 17 ritte maal 27 plus, en dit alles bymekaar getel het, om daai aantal kilometers te kry, maar ek vermoed hierdie is wat hulle seker soek, omdat dit net 3 punte tel, en daai is, wat ek nou beskryf, is nogal so oukie. Reg, en dan 1.4 sê hulle, skat die mediaan van die data. Nou die mediaan van die data kan jy nou baie maklik net van jou, ook van jou ogief af net gaan skat. So ek gaan van daar af, gaan ek 'n lyntjie trek, en hierdie mediaan kom ongeveer voor by 15 kilometer. So ek seker hulle sal ook bietjie spasie los vir variasie in antwoorde daar, maar so ongeveer 15 kilometer is dan nou goed, reg. En vraag 1.5 en 1.6 sal ek in die volgende video dan nou apart doen.